Prys die Here, halleluja. Ek gaan met jou praat, ek wil net eers getuig vinnig. Is jy gereed om saam met my te kuier vanmôre? SMS gegee die mense waarby jy gaan skaapbout eet en sê, ek kom sodra die Here klaar is. OK. Ek kry 'n oproep maandag, en is my dogter aan die ander kant van die lyn, en miskien weet jy, sy's vol trane. En sy stel my in kennis dat my kleinseun is opgeneem in die hospitaal. Sy stuur vir my 'n foto, en ek volg die volgende dag op, en Dinsdag sê sy, dis die 3de dag wat hy nou al in die hospitaal lê en net slaap. Hy maak nie sy oë oop nie, hy's op suurstof, soveel suurstof as wat hulle vir 'n volwasse mens sal gee. Die dokter stel op, sy regterkant se longetjie het platgeval. Hulle identifiseer 3 afsonderlike virusse in hom. En my vrou maak die reëlings en ons gaan Woensdag aand deur na hom toe. En jy weet, die laaste wat ek my kleinkind gesien het, was hy vol lewe toe ons in die Kaap was. En toe ek instap en ek sien die bleek lyfie wat lê op die hospitaalbed, is daar maar net iets in oupa se hart wat breek. En ek soos rukkie gesit en ek vat hande met my vrou en my dogter en my skoonseun om die bed. En in daardie oomblik word 'n hospitaalbed 'n plek van ontmoeting. En ons doen 'n gebed en ek vra God om in te gryp. En ek kan net sê dankie Here. Donderdagoggend toe stuur hulle die video, donderdagoggend iewers. Toe sit daai mannetjie regop in die hospitaalbed. En hy eet droewors. En ek gaan vanmôre met jou praat oor die plek van ontmoeting, en ek gaan so 'n paadjie met jou stap. Die eerste stukkie gaan nou maar 'n bietjie inligting wees en 'n bietjie geskiedenis, en jy gaan net by my bly as jy gereed daarvoor. Vandag is Pinkster Sondag. Pinkster Sondag beteken iets, en as jy nou in Israel kom, gaan jy hoor dat dit is die fees van Shavuot. Shavuot beteken weke. Met ander woorde, na Pascha plaasgevind het in Israel. Beteken dit vir die Jood dat hy volgens die instruksie van God se woord 50 dae moet aftel. En daardie 50 dae afgestel is, dan kom hierdie woord wat later Shavuot, wat in Grieks vertaal word, dan kom dit en ons hoor die woord Pentekoste, wat eintlik maar net beteken 50. Nou, vandag is Pinkster Sondag, dit is Shavuot Sondag, of vir my en jou as Nuwe Testamentiese kerk, is dit eintlik Pinkster Sondag. Dit beteken iets. In die Ou Testament was Shavuot 'n fees van eerste vrugte. Dit was 'n fees van dankbaarheid vir God se voorsiening en die insameling van die koringoes. Maar dan kom Handelinge 2 en ek lees dit vanoggend terwyl ons daar bo in die oppersaal bid, en ek lees net weer, en op die dag van die Pinksterfees was die disippels bymekaar in die oppersaal, en dan gebeur iets op Shavuot of Pinksterfees, en die woord van die Here sê dat op daardie dag het die Heilige Gees homself uitgestort op die kerk. Waar het die kerk vir my begin, is op die dag van Pinkster, toe die Gees van God neerdal. Ek gaan net 'n paadjie met jou stap. Dis ook daardie dag wat die tonge van vuur verskyn het, en dit is ook die disippels het in daardie dag krag ontvang. En daar word die kerk vir my gebore. Paar goedjies vir jou deurgee. En neem my nou op jou tande kners hierso, maar laat ek my net hierdie Jimmy Swaggart, ek lees dit vinnig raak hierdie week. Ek gaan probeer my beste Engels.
Hy sê hierdie woorde, we need the moving and the operation of the Holy Spirit. Kan iemand sê amen? We need the power of Almighty God. We need the anointing of the Holy Spirit. We need the convicting power, the Holy Spirit as the high sheriff of heaven to serve a warrant on the soul of man. Ek gaan 'n paar uitsprake maak, maar ek wil vir jou sê, as ek en jy vanmôre in hierdie kerk bymekaar gekom het en die drie-enige God, Heilige Gees, het nie hier opgedaag nie, mors ons mekaar se tyd. Maar omdat sy Gees hier is, die derde persoon in die Godheid, kan ek vanmôre sê, hier is 'n krag sterker as enige uitdaging wat jy in jou lewe mag hê. Amen. Ek voel so hartseer en ek wil nie myself veruitdaag nie, maar ek voel so hartseer vir kerke waar dit 'n droë, dooie godsdienstding is. Waar jy nie jou hande kan opsteek en sê, "Come Holy Spirit, we welcome thee nie." Waar jy nie in spontaniteit net kan uitbars en sê, "Ek het U lief vir Here Jesus, sweep over my soul, Holy Spirit, sweep over my soul." Pinkster is gebore in die Oppersaal. Maar soos met alles, is Suid-Afrika 'n bietjie agter. Maar John G. Lake, en ek gaan vinnig met jou net so 'n stukkie van John G. Lake praat, en ek wil nie onnodig tyd vat nie, maar John G. Lake is die man wat Pinkster na Suid-Afrika toegebring het. 'n Kort opsomming van John G. Lake, en ek gaan nou hier 'n paar goeie sê, en ek sal myself nou verduidelik, moenie worry nie. Maar in Mei 1908 kom John G. Lake in Suid-Afrika aan saam met 'n groep Amerikaanse sendelinge. En historiese bronne wat ek so 'n bietjie gaan oplees, sê die volgende, dat hy kom aan in Pretoria, en ek gaan iets sê, en in Pretoria gaan daar geen deur vir John G. Lake oop nie. En dan is die duiwel mos altyd daar en sê, "Ja, wat maak jy hier, gaan terug Amerika toe." Ek wil vir jou sê, wanneer 'n mens by 'n toedeur staan, moet jy nie net aanneem dat jy nie gaan deurgaan nie. Want God sluit deure en God maak deure oop, maar ek wil vir jou sê, daar is ook 'n vyand wat baie keer deure wil probeer toehou wat God wil oopmaak. Hy kry nie 'n deurbraak in Pretoria nie, lang storie kort. Hy sê die Here stuur hom toe Johannesburg toe en hy gaan na Johannesburg toe. Nou moet jy onthou, toe John G. Lake in Suid-Afrika aankom, en ek doen net so inleiding. Toe hierdie jong John G. Lake in Suid-Afrika aankom, was kom ek sê dit nou, dan is dit klaar. Ek gaan praat oor 'n paar kerke en 'n paar kerke se name noem. Ek is nie hier om 'n kerkdenominasie af te kraak nie. Ek vertel jou geskiedenis. OK? Ek vertel jou geskiedenis, jy met jou eie oordeel saam met God se Gees gebruik. Amen. Maar ek onderstreep net gou voor ek aangaan. Ek is nie hier om 'n kerk op te lig of af te breek nie. Maar jy moet onthou, toe John G. Lake in Suid-Afrika aankom, was die Nederduitse gereformeerde kerk, meer bekend as die NG Kerk. NG. Was die NG Kerk die staatskerk? Met ander woorde, dit is die kerk wat die staat voorgehou het as die ware kerk, en al die ander kerke was sektes gewees. En jy weet, die NG Kerk het saam met, ek hoop nie hulle cancel my nie, saam met Jan van Riebeeck hier aangekom. Maar God maak 'n deur oop en hulle begin, God skuif hulle Johannesburg toe vir John G. Lake en hulle kom aan, en hier is iets moois, ek weet ek praat sommer net so en ek maak 'n inleiding. Toe hy op die stasie kom van Johannesburg, toe stuur God 'n tannie. Die môre word die tannie wakker en sy hoor die Gees van die Here sê vir haar, gaan na die stasie toe, daar's iemand wat ek wil hê jy moet ontvang en in jou huis invat. Weet jy wat was die tannie se van? Jy sal nooit raai nie.
Die tannie se van was good enough. Wanneer God voorsien, it will always be. Come on, wanneer God voorsien, it will always be. En daar kom tannie good enough en John G. Lake klim af van die stasie af en hy sê, Here, ek is hier, maar ek weet nie waartoe ek gaan nie. En toe kom good enough af in die paadjie en sê, jy gaan na my huis toe vandag. Probeer dit nie onnodig inkleer nie. Hy begin met sy eerste diens die 25ste Mei in Johannesburg en later skuif hulle na die Central Tabernacle in Breestraat, Johannesburg. En hier gaan ek nou ietsie noem. En uit hierdie, wat begin by John G. Lake, word die AGS, of die Apostolic Faith Mission of South Africa, word daaruit gebore. Gaan verder aangaan. Waarvoor was John G. Lake bekend? Ek wil net gou 'n paar goeders van ons praat. Ek wil met jou praat oor Pinkster en ek weet ek het 'n lang inleiding, maar my preek is kort, moenie worry nie. Goddelike genesing was een van die sterk eienskappe van John G. Lake. Hy het geglo, en help my net vanmôre. Hy het geglo dat Jesus steeds genees soos wat hy in die tyd van die Bybel doen. Come on. Hy red nog en hy genees nog. Hy het geglo in die krag van die Heilige Gees en hy het daar gepreek en hy het gepreek oor die doping van die Heilige Gees. Hy het mense aangemoedig om in tale te praat. Hy het gepraat oor die geestelike gawes en hy het woord bedien altyd van die krag en die lewe van die kind van God. Hy was 'n man van groot geloof en hy het mense geleer, God werk deur mense wat hom volkome kan vertrou. Daar was baie wonderwerke onder sy bediening. Hier is een van die groot aanhalings wat hy gemaak het en ek wil dit gou vir jou gee en ek en jy moet dit nooit vergeet nie. Hy het gesê, God het nie gekom om 'n kerk vol rituele te bou nie, maar 'n kerk vol van krag. Kom on, gee die Here lof. 'n Kerk vol rituele is dood en beteken niks, maar wanneer ons 'n sterk toring kan wees met 'n kerk van krag van God, is daar soveel dinge moontlik vanmôre. Wat dink jy was sy gunsteling Bybelvers geweest? Handelinge 1 vers 8, ek smal oor hierdie vers, hy sê, maar julle, sê maar ek sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom. Halleluja. Daar is krag vanmôre in hierdie kerk beskikbaar. Ons is 'n Pinksterkerk. Kom aan, sê net 'n bietjie amen. Ons is 'n Pinksterkerk. Nou toe gebeur dit nou so en dis nou hier waar ons 'n bietjie rof wak. Uit die apostoliese geloofsending of die AGS kom daar toe afstigtings. Maar nou wil ek hê jy moet mooi hoor wat ek vir jou sê. Die afstigting begin omdat baie mense in die AGS daardie tyd gevoel het, die AGS begin wegbeweeg van die oorspronklike Pinkstervuur. Dat daar minder klem gelê word op die Heilige Gees en weer teruggekeer word na rituele toe. Ek is nie om 'n kerk aan te val nie, ek vertel julle die geskiedenis, mense wat dit gevoel het. Dit het gebeur dan, die eerste afstigting was die Volle Evangelie Kerk in 1910. Die Leiding Christus Kerk het afgestig in 1950, vroeë 50s. En die Pinkster Protestante Kerk het toe afgestig in 1958 en later hier in die 80s was daar ook onafhanklike charismatiese kerke. Die verskille oor hierdie afstigting het gegaan oor te veel gefokus was, hulle het gevoel dat die oorspronklike kerk te veel gefokus was op kerkorde en beheer. Ek praat met sterk toring vanmôre. Want ek het 'n diep begeerte dat sterk toring, ongeag van sy denominasie, 'n kerk sal wees waar ons nooit God se gees sal beperk met orde. Amen. Maar dit gevoel was dat daar te veel gefokus word op kerkorde, jy weet, suster so moet nou agter die orgel inskuif en broeder so moet nou vir 5 minute open en dan sing ons 3 vinniges en dan sing ons 2 stadiges en dan kom die pastoor en hy mag nie langer as 20 minute wees nie en dan moet ons afsluit en huis toe gaan. Jy gaan vir God geen beweegruimte gee in so iets nie. Amen.
verder gevoel dat heiligmaking en leefstyl het 'n probleem geword. Ek praat met jou hier oor Pinkster. Daar is soveel mense wat iets in die kerk is, maar dit nie aan die buitekant is nie. As jy iets hier in jou oortuiging kry, moet jy dit kan leef aan die buitekant. Anderste is ons besig met skynheiligheid. Hoor jy wat ek sê? So ek sê, kom net soos jy is. Wees net wie jy is. En wees opreg met God en sê, Here, ek soek U met my hele lewe. Moenie vir my kom 'n prentjie wys van, jy is so heilig. Huh? En as jou vrou se mooi blou oogies blou sonder enige eyelash, of wat ook al nie. Stupid. Die werking van die Heilige Gees in dienste het begin om dood te loop, omdat die kerkorde dit doodgedruk het. En dan ook moderne invloed in die kerk. Ek vat te veel tyd. Die PPK, toe hulle afstig, het hulle net hierdie paar goeters opgelig. Hulle sê, ons gaan fokus op heiligmaking. Ons gaan fokus op 'n afgesonderde lewe. Ons gaan fokus weer eens op eenvoud in ons dienste. En ons gaan konsekwente standaarde voorhou. Nou ek het vinnig vir jou die Pinkster Protestante Kerk se embleem opgesit. En daar's nou vir my mooi goeters wat daar uitwys. En ek is nog besig met inleiding. Heel bo is die duif. En dit sê dat die Heilige Gees is die hoof van die kerk in wat ons doen. Amen. Dan sal jy sien, daar's 'n sirkel, en ek dink ek het dit al behandel, maar die sirkel praat van die ewige lewe wat vir elkeen wag. Die driehoek wys dan die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Natuurlik die kruis waardeur ons almal gered word. Maar dan sal jy sien, binne in die driehoek is daar 'n altaar met 'n vlam, en daardie vlam in baie van die ouer embleem sal jy die vers aangeteken kry, en dit is die vers van Levitikus 6 vers 13, en hy sê hierdie woorde: die vuur moet gedurig op die altaar aan die brand gehou word, dit mag nie uitgeblus word nie. Dan kry jy ook die oop Bybel wat sê ons staan op God se woord, en dan kry jy die blou kleur wat dan verteenwoordig 'n ewige hemel wat vir ons almal wag. Baie dankie om Sammy. Ek praat met jou vanmôre 'n paar oomblikke oor die plek van ontmoeting. Die plek waar God en mens ontmoet. Ek het sommer vir 'n vers vir 'n vertrekpunt ingesit, Amos 4 vers 12. En ek wil vir jou kerk, kind van God, vanmôre sê, maak jou klaar om jou God te ontmoet. Ek wil hierdie aanhaling maak vanmôre, en asseblief moet my nooit sien as verwaand of arrogant nie. Maar ek bid my God, dat hierdie huis 'n huis van ontmoeting sal wees. Dat hier 'n plek sal wees waar God en mens ontmoet. Ek gaan probeer vinniger deurgaan. Johannes 11 vers 28 kom hierdie woorde, en dit is Maria, maar hy sê hierdie woorde, en nadat sy dit gesê het, gaan sy en roep Maria, haar suster, stilletjies, en sê, die meester is hier, en hy roep jou. Ek wil vanmôre net miskien 'n bietjie klem op dit lê, want ek wil praat oor die ontmoetingsplek, en dit is Pinkstermôre, en ek wil dit beklemtoon en onderstreep vanmôre. Hier is 'n gees van God in hierdie plek gereed om jou te ontmoet. En dan kom die storie van hierdie verhaal wat ek van praat, en dan wil ek vanmôre dit laat weer galm in hierdie plek, en wil sê, die meester is hier, en hy roep na jou vir 'n tyd van ontmoeting. Uit 'n plek van groot hartseer, Maria se hart is seer met rede, haar broer Lazarus is al 4 dae al 4 dae dood, en dan kom Martha by haar en sê vir haar hierdie woorde, sy hoor hierdie woorde, die meester is hier, en hy roep jou. Ek wil vanmôre sê, ek weet nie wat die omstandigheid is nie. Ek weet nie wat jy ervaar in jou lewe nie.
Ek weet nie wat die dokter se uitspraak oor u is nie, maar ek wil sê daar's 'n plek van ontmoeting en die Meester is hier en hy roep jou vir 'n tyd van ontmoeting. Amen. Hy's hier en hy wil jou ontmoet. Dan kom Johannes 11 vers 31 in hierdie gedeelte en hy sê, en toe die Jode wat by haar in die huis was, nou hulle het 'n ander kultuur. Jy kon selfs daai tyd, en ek wil nie van my punte afgaan nie, maar jy kon selfs heilers gehuur het. Mense wat 'n sien kom maak by jou huis as iemand dood is, dat dit lyk of hulle hom verskriklik lief gehad het. Daar was ook, okay, laat ek nie verdwaal nie, maar nou kom hy hierso, en toe die Jode wat by haar in die huis was, en haar getroos het, sien dat Maria vinnig opstaan en uitgaan, het hulle haar gevolg en gesê, sy gaan na die graf om daar te ween. En toe Maria kom, waar Jesus was en hom sien, hoor hierdie mooi woorde, onderstreep dit in jou hart, val sy aan sy voete neer en sê vir hom, Here, as u hier was, sou my broer nooit gesterwe het nie. Hier sit sy in haar huis, dis 'n geween, dis 'n gehuil, dis 'n omstandigheid. Ek praat met iemand vanmôre, in Pinkstermôre, dis 'n omstandigheid en dis 'n geween, maar toe sy die woorde hoor, die Meester is hier en hy roep jou, hardloop sy by die huis uit. En toe sy uithardloop, toe sê almal wat in die huis is, ag, sy gaan nou seker maar daar by die graf weer sit en huil. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy het vanmôre 'n keuse om te maak. Jy kan hardloop na jou pyn toe, jy kan hardloop na jou bekommernis toe, jy kan hardloop na wat die dokter gesê het, of jy kan vandag kies om te sê, ek hardloop na my ontmoetingsplek met Jesus Christus toe. Hoor jy wat ek vanmôre vir jou sê? Daar's 'n plek waar Jesus jou wil ontmoet. Maria, en vat dit vanmôre in jou gees. Maria se wonderwerk het begin by haar ontmoeting met Jesus. Soos wat in Pinkster die disippels in die oppersaal gaan wag en sê, ons weet nie wat nou gaan gebeur nie, maar hy het gesê ons moet hier wag, want hier is 'n ontmoetingsplek waar die Heilige Gees gaan kom om ons aan te doen met krag. Wil ek vanmôre sê, selfs in hierdie kerk is daar nog steeds vanmôre vir elkeen wat met opregtheid na Jesus toe hardloop, eerder as na jou probleem toe, wil ek sê, hier is ontmoetingsplek. En ek wil dit beklemtoon, die Meester is hier en hy roep jou. En jou ontmoeting met Jesus is die vertrekpunt vir jou wonderwerk in jou lewe. Kan ek dit duidelik eenvoudig stel? Ons as kerk, jy as kind van God, het meer ontmoetings met die Heilige Gees nodig in jou lewe. Hoor jy wat ek sê? En dis my werk, hierdie orkes se werk, hierdie gemeente se werk, om geleenthede van ontmoeting te skep met hom wat by magte is om alles te kan doen. Die dag van Pinkster sê vir my iets. Die dag van Pinkster sê vir my, daar is 'n plek waar mense en God kan ontmoet. En ek kan dit mooi sê, en asseblief toets my hart, ek's nederig. Hierdie is nie net 'n ou kerkie in Stroeberwil nie. Hierdie is 'n ontmoetingsplek waar mense en God mekaar kan ontmoet. Ek wil vanmôre net gou vir iemand hierdie paar woorde sê, wanneer die dood opdaag in jou lewe, wanneer hartseer kom en uitsprake kom, wil ek sê, hardloop na jou ontmoetingsplek met God. Maria het hierdie baie belangrike ding ontdek, en dit is dat die antwoord lê by die voete van Jesus. Wanneer mense sê die einde is in sig vir jou, wil ek sê, kan 'n ontmoeting met Jesus 'n nuwe begin aankondig. Want ou Lazarus was al 4 dae dood en die Bybel sê hy het al gestink. Maar toe Jesus kom en Maria by sy voete neerval, is dit die begin van 'n wonderwerk waar hy hom uit die dood uit opgewek het. Vat jy dit nog vanmôre? Is jy nog reg? Ek gaan gou oor na hierdie storie toe. Saggeus was 'n klein man. Ken jy hom?
En 'n baie klein man was hy. Ken julle hom? Sing hom saam met my. Hy klim toe op om hom mee. En toe die meester daar, kyk hy op en sê, as een tannie wat hom baie goed ken. Saggeus klim in 'n boom om Jesus te sien, en dan kom hierdie vers in Lukas 19 uit hierdie verhaal, ek bring dit vinnig nou toe, en Jesus kyk na Saggeus in die boom en hy sê, Saggeus, maak gou, klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. Saggeus wou Jesus net uit 'n boom sien, maar Jesus wou hom ontmoet in sy huis. Kom aan, vat dit. Daar is baie mense wat Jesus net so van 'n afstand af wil sien. En dan is hulle tevrede. Maar ek kom vanmôre om versterk toring te sê, die meester roep jou. Hy sê, Saggeus, kom af. Ek wil by jou huis ingaan. 'n Ontmoeting met God. Is jy by my? Is jy by my? Nou gaan ek iets rof doen. Hoekom is baie kerke en mense bang wanneer die Heilige Gees in 'n diens opdaag? Weet julle nie daarvan nie? Jo, ek ken ouens hoor. As die Heilige Gees so 'n bietjie begin roer in 'n plek, dan kry hy vinnig gou 'n piepie. En maklik uitkom daar. Hoor my, ek weet ek stel dit 'n bietjie lig, maar ek wil vir jou sê, mense is bang wanneer die Heilige Gees begin beweeg. Hoekom? Want die Heilige Gees, ontmoeting sal jou wys wat verkeerd is in jou lewe. Nou hier's ek kry so koue drilling oor my baie keer, want ek hoor baie keer mense dit sê, en ek is so versigtig as mense dit sê, maar ek herhaal dit gou-gou. Baie mense sal sê, hoe kan ek sê, as mense daaroor praat, God se Gees is nie by daai kerk nie. Ek sê, dis baie groot woorde wat jy sê. Maar kan ek jou sê, wat is die waterpas om te weet of God se Gees in 'n kerk is of nie? Nou gaan ek jou gou-gou nou skok. Dit gaan nie oor hoe hard hulle sing nie. Dit gaan nie oor hoe die halleluja's dreun nie. Dit gaan nie oor die koordans nie, dit gaan ook nie oor hoe goed die orkes is nie. As jy wil weet of die Heilige Gees by 'n gemeente is, hoor baie mooi wat ek vanmôre vir jou sê, vra jouself hierdie vraag af, is daar nog verandering in mense se lewe en leefstyl? Want waar God se Gees is, kom verandering. Hoor wat sê hy in Johannes 16 vers 8, en wanneer hy, die Heilige Gees kom, sal hy die wêreld oortuig van geregtigheid en van oordeel. Die Heilige Gees kom nie net na die wêreld nie, maar hy kom na jou hart toe. In hierdie diens is daar 'n geleentheid vir ontmoeting. En hierdie God is in staat om so baie te doen, maar hy is ook die Heilige Gees wat vanmôre elke ene wil oortuig van wat verkeerd is in sy lewe. En dink jy ek staan op my hoë perdjie en praat met jou? Been there many times. Ek was gereed om in my binnekamer in te stap en mense aan te kla, sê Here, kyk hierdie mense, help my. Dan is dit asof die Gees van God sy hand so op my mond sê en sê, bly jy vir my doodstil, kom ek wys gou vir jou eers wat is fout in jou lewe. Dis wat God se Gees doen. Die resultaat van die ontmoeting uit Saggeus se storie, hoor net gou die mooi, maar Saggeus, nadat hy Jesus ontmoet het, ek sê die Heilige Gees bring 'n verandering, hy sê maar Saggeus het gegaan staan en aan die Here gesê, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes. En as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Wat sien ons in Saggeus se lewe? Ons sien verandering. Die plek van ontmoeting dring aan op verandering in ons lewe. Is jy nog by my? Saggeus, en ek het hierdie sommer net so ingesit en ek gaan vinnig deur. Saggeus was te kort om Jesus te sien. Hy het 'n drop suspension gehad. En dan moet jy verstaan, in die dorp
het mense ook nie ge-worry nie. Want hy was die tax collector wat hulle geld gevat het. So hulle het hom nie net nog uit die pad uitgestamp nie. Hulle sê, daar's nie 'n kans dat hierdie kort mannetjie voor my inskuif om Jesus te sien nie. En dit is eintlik die gestalte van elke mens sonder God. Kan ek iets sê? Jy en ek is te kort om Jesus werklik raak te sien. Maar wat gebeur? Toe Saggeus by die boom uitkom. Kan ek dit so uitdruk vanmôre? As jy nie eers by die boom, die kruis uitgekom het en teen die kruis opgeklim het nie, sal jy nooit Jesus sien vir wie en wat hy werklik is nie. Maar toe hy teen die kruis opklim of die boom opklim, toe sê die Here vir hom, sê Saggeus, ek sien jou. Ek gaan na jou huis toe vandag. Wie's gereed om vanmôre 'n plek van ontmoeting in jou huis te maak en sê, Here, 'n plek van ontmoeting in my huis. Amen. Ek het nou baie goeters wat ek nog wil sê, maar ons het nog so 'n bietjie tyd, is dit reg so. Ek het nou hierdie ingesit, kom ons los daai. Kan ek gou vinnig met jou praat oor ou Saul? Saul het 'n baie goeie begin gehad. En die storie loop so, en jy ken dit, maar Saul gaan soek, Saul gaan soek sy pa se donkies. En hy loop saam met die diensknegt en hulle soek die donkies, maar wat hy nie geweet het nie, is dat daar 'n God was wat 'n plek van ontmoeting voorberei. En Saul loop na Samuel toe, wat die profete sê, die profete is in hierdie dorpie, kom ons gaan hierin, en ons hoor of Samuel weet waar my pa se donkies is, want ek is nou moeg gesoek na die donkies. En toe hy in die dorp inkom, toe Samuel vir Saul sien, toe sê God, dit is die man wat jy moet salf as koning. Nou ek gee sommer net so 'n paar side notes en ek wil nie afdwaal nie, maar dis belangrik. Toe Samuel vir Saul sien, en hy profeteer dat jy is die koning, en ek gooi dit net vinnig in. Dink jy dat hy het gevoel dat Saul was 'n fout wat hy gemaak het? Kom aan. Het jy al gevoel, die Here sê vir jou iets, en dan werk dit nie so uit nie, en dan voel jy het misgevat, weet jy waarvan ek praat? En terwyl ek net gister daaroor dink, toe kom dit by my gedagtes op, jy moet net weet, dat God gee uitsprake baie keer, want hy gee vir elke mens 'n regverdige kans in hierdie lewe. Die fout was nie by Samuel, toe hy gesê het, jy's die nuwe koning nie, die fout was by Saul, wat sy hart weggedraai het van God af, is jy by my? Maar 'n lang storie kort, hy ontmoet vir Samuel, en Samuel sê vir hom, jy is die koning, en dan sê Samuel vir hom, jy gaan nou hier weggaan, en hierdie ding gaan nou gebeur, om dit te bevestig. En kom 1 Samuel 10 vers 10, hy sê, nadat hulle, dis nou Saul en sy diensknegt, by Gibea gekom het, ontmoet hom met eens 'n groep profete, en die Gees van God het oor hom vaardig geword, sodat hy onder hulle geprofeteer het. Weet jy nog wat is profeteer? Ou man, ek kon geprofeteer het hoor, as die Gees van God in 'n plek ingekom het. Laat ek nou nie, okay. Nou wil ek vanmôre net dit sê, ek's amper deur. Ek is nie skaam vir die effek van die Heilige Gees in 'n diens nie. En ek wil dit pertinent vanmôre sê, want ek glo dat ons as gemeente is op pad iewers na die heerlikheid van God toe. Ons is op pad na ontmoeting met ons God soos nog nooit vantevore nie. En daarom spreek ek dit vanmôre. Moenie dink hierdie is nou maar net een van 'n happy-go-lucky kerke nie, maar ons is ernstig hier om 'n ontmoeting met God te hê. Amen. En dit is tyd dat ons weer 'n bietjie profeteer oor mekaar. En profeteer, ware profetiese woord gebeur net wanneer die Gees van God oor jou vaardig word. Jy kry sulke fancy snazzy profete vandag met golden watches en sulke dik dasse. En hy stop aan met 'n slap Mercedes. En hy's die profeet van God. Ek sê, jy praat nonsens my ou pel. Want die Gees van God kom in 'n plek in. Wanneer die Gees van God daar is, dan kan ons begin profeteer oor mekaar en dinge spreek wat moet wees wat nog nie bestaan nie. Is jy saam met my? Wat gebeur wanneer die Gees van God in 'n gemeente opdaag?
Ek wil sê eerstens vrymoedigheid kom. Vrees verander in geloof en moed. Nou ek vat te veel tyd, maar ek het te veel in my lewe gesien dat mense sê ek kan nie pastoor want ek is te skaam. Nou ek wil mooi met jou praat. Julle sal my nie glo maar ek is eintlik 'n baie skaam vrou, my vrou. Maar ek wil vir jou sê, dit gaan nie oor my persoonlikheid nie. Dit gaan oor wanneer die Gees oor my kom. Is dit nie meer Dudley Mans wat profeteer of beweeg nie, maar God se Gees beweeg. En wanneer die Gees van God oor 'n mens kom, wil ek vir jou sê, gaan jou vrees en jou benouding, hoe kan hy almal kyk vir my, verander in geloof en moed. Kom aan, dit gaan. Aanbidding breek oop. Wanneer die Gees van God kom, wil ek vir jou sê, mense gaan God begin spontaan te loof. Ek het al baie gesien en ek love it, as mense begin huil voor die teenwoordigheid van God. Mense sing en bid. Oh man, ek kan jou stories vertel van my kinderdae. Daar kom profetiese inspraak, soos met Saul, mense begin profeteer en geestelik te spreek. Verandering van die hart, die persoon dink en leef anders. Die Bybel sê van Saul in 1 Samuel 10, die 9de vers, die vorige vers, hy sê, God het Saul se hart verander. Dis wat gebeur wanneer God se Gees opdaag. Die teenwoordigheid van God word tasbaar. Wie was al in 'n diens? Wie was al in sterk toring? Want jy kan voel, maar hier is nou iets anderste in die plek. Amen. Die teenwoordigheid van God word tasbaar. Party ervaar vrede. Is dit nie so nie? In een diens, as die Heilige Gees opdag, dan sit daar 'n tannie met 'n traan oor haar wang en hierdie sit 'n ander ou met 'n groot smaal op sy gesig. Dis dieselfde Gees, verskillende emosies, want God opereer met elke mens in sy behoefte. Amen. Ja. Ervaar vrede, jy voel die vuur, trane, vreugde of 'n diep oortuiging van sonde. Geestelike gawes begin werk, profesie, tale, onderskeiding, genesing ens. Krag om te getuig, soos in Handelinge ou Petrus, hy is die ou wat daar staan toe hulle Jesus kom arresteer, die kap hou soos oor af. Hy kap hou sy oor af. Hy is die ou wat in die courtyard sit toe Jesus in gevangenis is en 3 keer sê, nee, ek ken hom nie. Ek weet nie van wie julle praat nie. Maar in die oppersaal, toe die Gees van God oor hom kom, toe stap hy uit en hy preek en 3000 mense kom tot bekering. Dis die effek van die Heilige Gees wat oor 'n mens kom. Halleluja. Heilige oortuiging. Die Heilige Gees wys mense hulle toestand en trek hulle nader aan Jesus. Dis 'n ding wat in die kerk so pandemie is, wat die Gees van God verander. Die vlees word stil. God se teenwoordigheid oorheers die atmosfeer. Ek gaan nie kyk. Jy moet jouself uit die pad uit kry, dat God se Gees kan begin beweeg. Ek praat met ons musikante. Ek so lief hulle. Dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor 'n groot God wat deur ons werk na die mense toe. Die vlees moet stil raak. En ek sê dit met die grootste liefde, ek is so lief vir ons orkes. En dit is wanneer die Gees van God opdag, waar daar 'n honger weer ontstaan of God. Kan ek vanmôre hierdie vraag vra? En ons behandel dit by die Bybelstudie. Hoe honger is jy nog regtig vir God? Ek gaan jou nou iets vertel, maar as jy nog werklik honger by die ontmoetingsplek, wanneer die Gees van God opdaag. Ek kan stories vertel. Ag, ekskuus nou vir die foto. Maar wanneer die Heilige Gees oor 'n mens vaardig word, my liefie, ek wil dit vir jou sê. Verander gewone mense in bruikbare instrumente in God se hand. Jy moet dit vanmôre vat. Dit gaan nie oor jou nie. Skuif die vlees uit die pad uit, maar God kan, wanneer die salwing val, kan hy gewone mense gebruik om bonatuurlike dinge te doen in sy naam. Amen.
Amen. Die Here sit iets in my hart. Wag nou eers maar 'n ander slide om te sê, want ek het so, Here, ek gaan dit nie sê nie, maar die Here sê dit pertinent in my hart, voor ek amper klaar maak, as jy nog, ek gaan jou nie vra nie. Lukas 11 vers 35 sê hierdie woorde, pas dan op, dat die lig in jou nie duisternis is nie, en ek het al so 'n bietjie gepraat oor hierdie vers, en dit pla my, ek sê, Here, help my, en die Here sit hierdie ding in my hart, volgende slide asseblief omstemming. Die Here sit hierdie ding in my hart, en hoor mooi, Sterktoring gemeente, pas op dat jou opinie oor die werking van die Heilige Gees nie geestelike hoogmoed is nie. Pas op vir jou opinie, nee, die Gees van die Here werk nie so nie, pastoor. Ek kan jou stories vertel van mense wat koordans, van mense wat profeteer, van skaam mense wat uitbreek in 'n lof en 'n gejubel voor die Here. Wat ek weet, nie aansit is nie. En ek wil nie eers daaroor gepraat het vanmôre nie, want ek wil nie dit wat ek wil nou toe deurbring besoedel nie, maar ek wil vinnig vir jou sê, ek ken ook wanneer mense die werking van die Heilige Gees namaak. En dit los 'n vrot smaak in my mond wanneer mense die werking van die Heilige Gees begin namaak. Ek hou nie daarvan nie, want ek het te veel respek daarvoor. Ek gaan nie name noem nie. Hy is by 'n kerk en en dan sit daar ou daarvoor en ons is daar vir 'n paar dienste. En jy weet mos van hierdie ander ouens het hulle mos so 'n manier. Jy weet dan halleluja. En dan as hy dit sê tydens die diens, dan lag almal. En toe begin ek agterkom en ek gebruik dit as 'n voorbeeld dat hierdie ou doen dit voortdurend. En hy doen dit nie omdat die salwing oor hom is nie. Hy doen dit om aandag te kry. Dis nie wat die Gees van God se werking behels nie. Daar's soveel mense wat baie keer namaaksels van die Heilige Gees het. En ek is te lief vir die Heilige Gees om dit toe te laat, maar ek wil 'n oproep doen vanmôre in Sterktoring. En kan jy my help asseblief, Sterktoring? Kan ons die Heilige Gees in ons lewens toelaat en in ons dienste laat werk? Dis Pinkster, kan ons, help my, kan ons asseblief om innooi as die Here gas en sê mag dit 'n plek van ontmoeting wees met 'n groot God. Amen. Deep cries to deep. Die Here lê hierdie vers in my hart. Ek praat vinnig met jou daaroor. Ek verduidelik dit vinnig voor ek klaar maak. Deep cries to deep. In Afrikaans sê dieptes roep na dieptes en dit staan in Psalm 42 vers 8. En Dawid skryf hierdie Psalm en ek wil jou net vinnig iets verduidelik want ons kry die eerste Heilige Gees ontvanging by wedergeboorte. Maar dan kry jy ook die Handelinge 1:8 ondervinding waar hy sê en die Heilige Gees sal oor julle kom. Is jy by my? Nou ek het nou hierdie foto probeer ontwerp. Jy sal sien aan die binnekant van hierdie man is daar 'n vuur, maar is daar ook vuur wat oor hom val. By wedergeboorte ontvang jy die Heilige Gees. Dis onmoontlik om tot bekering te kom as die Gees van God nie in jou inkom nie. Johannes 3 vers 5 sê as iemand nie gebore word uit water, met ander woorde die doopwaters en uit Gees, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Met ander woorde by bekering, en ek probeer vinnig verduidelik, wanneer jy tot bekering kom, kom God se Gees hier binne. Dis 'n vlammetjie wat hier binne kan brand. Jy kan oorgaan na die volgende een toe hom sê. Dit beteken by bekering ontvang jy die vrug van die Gees. Jy sal sien in die binneste van daai man is daar 'n vuur, die Heilige Gees, en dit is daar die Heilige Gees wat die vrug van die Gees na vore toe bring. Amen. Jy weet daai liefde wat jy vir daai een ou gee wat jy eintlik wil klap. Dis die Heilige Gees wat jou die krag gee om dit te doen. Is jy by my? Jy het die Heilige Gees ontvang. Maar die disippels wys vir ons, hulle het hierdie vlam gehad. Hulle het die vrug van die Gees gehad.
Maar nog steeds sê Jesus na opvaar na die hemel, sê, julle moet gaan wag in die oppersaal. En julle sal krag ontvang, hoor mooi wat hy sê, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Met ander woorde, die Gees in jou, maar daar's oomblikke van ontmoeting waar die Gees van God oor jou moet kom. Amen. Die krag van ontmoeting wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en dit is dan daar, en moet nou die prentjie afsit nie, dis 'n vuur aan die binnekant van daardie vrou, sy is wedergebore, maar sy is in die teenwoordigheid van God, en dan kom die Heilige Gees, en die vuur val oor hom, en dis waar my vers vandaan kom, die diepte in jou roep na die diepte van God, en dan is daar 'n ontmoeting van vuur met vuur, en dit is waar die ontmoetingsplek van God is, met jou en my, as kind van God, is jy by my? En dis wanneer daar die vuur oor jou kom, wanneer ons dan begin, soos die gawes van die Gees, 'n woord van wysheid en 'n woord van kennis, en daai kragtige geloof, gawes van genesing, werking van kragte, profesie, onderskeiding van geeste, allerhande tale, uitleg van tale, en ek kan nou hier baie tyd gevat het, maar ek wil net vir jou sê, wanneer die ontmoetingsplek van God ontdek word, en die vuur in jou roep na die vuur van die hemel, is daar ontmoeting, en dan is daar genesende krag in daardie ontmoeting. En daardie oomblik is daar 'n woord van kennis vir die gemeente en vir jou. Ek het dit baie in my lewe ervaar. Ekskuus, ek raak opgewonde. Ek het dit in my lewe ervaar. Ek is soos 'n ek weet nie wat om te doen nie. Was jy al ooit so verboureer dat jy weet nie wat om te doen nie? Daar lê 1000 goed om jou om te doen, maar jy kry niks gedoen nie, want jou dan is daar 'n plek van ontmoeting waar ek in my binnekamer gaan. En hierdie Gees kry daardie Gees. En wanneer die Gees en die salwing oor my kom 'n woord van kennis en ek weet presies wat om te doen. Ek wil vir jou sê, daar's 'n Gees van God. En hoe rowwer dit raak in hierdie wêreld, wil ek vir jou sê, sal ons die plek van ontmoeting meer en meer in ons lewe moet beleef. Vuur roep na vuur. Diepte roep na diepte. Dit beteken dat God nie net jou verstand wil raak nie. Hy wil jou gees ontmoet. Wanneer die Heilige Gees beweeg, antwoord iets diep binne in die wedergebore mens. Meer van U, Here. Die vuur binne in jou ontmoet die vuur wat uit die hemel uitval. Dit is Pinkster. Hoor jy my vanmôre? Ek sluit af met hierdie. As die orkes vir my vorentoe kan kom, ons gaan weer welcome doen, maar op 'n hoër key asseblief. Eksodus 34 vers 29. Gaan Moses die berg op. En hoor net hierdie woorde. En toe Moses van die berg Sinaï afkom of afdaal, het Moses nie geweet dat die vel van sy gesig blink omdat hy met hom gespreek het nie. Nou ek het met my broer gepraat 2 weke terug. Ek weet nie waar praat jy met jou broers en susters nie. Maar ons praat maar oor wat ons gaan preek en wat. En hy noem vir my wat hy oor gaan preek, so ek het dit by hom gesteel. Okay? Hy het dit eerste gehad. Kaitlyn, jy het dit eerste gehad. Maar hy sê vir my hierdie woorde. Hy sê, ek gaan 'n bietjie praat oor die geestelike kan. Ek sê nie, my broer, jy moet verduidelik. Wat doen my mense daar goed wat jy in lê? Tanbed. Sonbed, askies, was jy al daar, Mike? Hy praat oor die sonbed, ek sê, klein met verduidelik my wat jy sê.
Hy sê baie kerke is soos 'n geestelike sonbed. Hulle lê, maar wanneer hulle uitstap, kom jy agter dat die sonbed was nooit aangewees nie. Want daar's nie 'n verandering op jou leefstyl nie. Moses gaan teen 'n berg op. Hy ontmoet God, daar's 'n ontmoetingsplek. En toe hy van die berg afkom, toe blink sy gesig dat die volk kan sien. Hierdie mens was in die teenwoordigheid van God. Ek wil afsluit vanmôre, ek wil sê, meneer, mevrou, broer, suster, ek het jou so lief, maar skyn jou gesig nog van jou ontmoeting met God en die Heilige Gees. Nie verdwaal nie. Maar party mense, party Christene, lyk of hulle 'n facelift nodig het na 'n diens. Want jou gesig hang. Mense sal nooit sê, jy was in die teenwoordigheid van God gewees nie. Maar ek wil mooi praat, ek wil vir jou sê, die plek van ontmoeting moet jou gees kan oplig. En wanneer daardie ontmoeting jou gees oplig, moet dit asseblief jou gesig oplig. Sodat jy vir die wêreld kan gaan wys dat jy was in die teenwoordigheid van God gewees. Kom aan. Amen. Dis 'n paar goed wat ek nog wou sê. Maak hier klaar. Ek wil 'n paar oomblikke skep voordat ons huis toe gaan. En hierdie kerk ontmoetingsplek maak met God se Gees. Net daar waar jy nou sit, jou oë toe te maak, jou hoof te buig. En ek wil hê met hierdie liedjie saam met my sing. En ek wil hê jy moet sê, Here, ek wil vanmôre ontmoeting met die Heilige Gees hê. En ek gaan nie 'n ding aanblaas nie, maar dat jy net spontaan God begin loof. As jy wil huil, dan huil jy. As jy wil juig, dan juig jy. As jy net God wil ervaar, dan doen jy dit ook. Maar kom ons gee 'n paar oomblikke. Net daar waar jy nou sit. Buig jou hoof en sê, o God, ek kies die voete van Jesus vanmôre. Ek kies, Here, om 'n ontmoeting met U te hê, want dit is wat die situasie gaan verander. Net hoe jy is, kom aan, vergeet van alles om jou. Maak kontak met die Here. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Steek jou hande so op as jy wil. Oh, come welcome, sing it at your heart. Blessed Holy Ghost, we welcome Thee. Come with power this very hour. Holy Ghost, we welcome Thee. Come on, steek jou hand op. Welcome, welcome, welcome. Blessed Holy Ghost, we welcome Thee. Come with power this very hour. Holy Ghost, we welcome Thee. Sweep over my soul, sweep over my soul, sweet Spirit, sweep over my soul. Oh, my rest is complete as I sit at His feet, sweet, sweet Spirit.
Kom on, maak kontak net waar jy is. Aanbid die Here en sê dit nog een keer. Oh, sweep over my soul. Sweep over my soul. Sweet Spirit. Sweep over my soul. My rest is complete as I sit at His feet. Sweet Spirit, sweep over my soul. Touching Jesus is all that matters, and your life will never be the same. Oh, there is only one way to touch Him. Just believe when you call on His name. Is die uitnodiging vanmôre. Hy sê ek het waaragtig ontmoeting met God nodig weer vanmôre. Wil ek hê as 'n manifestasie meneer daar waar jy is opstaan op jou voete sê Here, hier is ek. Ek het U nodig. Jy kan vinnig dit doen. Dankie vir elkeen wat I need you, Jesus. Kira baba wa handulu bukushe kere bendela baba wa handulu bukush. Halleluja, Here, U is hier vanmôre. Oh, draak mense aan vanmôre, Here Jesus. Oh, touching Jesus. He's all that matters. Reik uit na hom toe vanmôre en sê, and your life will never be the same. And there is only one way to touch Him. Just believe when you call on His name. Terwyl hulle dit speel, gaan ek jou geleentheid gee om net vrylik die Here te begin aanbid, om te loof, om in te nooi in jou lewe. Kom aan kerk, help my asseblief. Begin sy naam te prys, waai jou hande, aanbid hom, doen net wat jy wil. Maar Here, hier is 'n huis van ontmoeting vanmôre, Here. Kom en ontmoet ons, Here. Ontmoet my, Here Jesus. En in hierdie oomblikke van ontmoeting, Here, bid ek vir die gesondmakende krag. Ek bid, Here, vir elke verslag gees om nou op te staan in die naam van Jesus. Ek bid vir die heerlikheid, ek bid vir die krag, Here Jesus. Ek bid vir die krag in my lewe, Here. Ek bid vir salwing op my woordbediening, Here. Ek bid vir salwing op my sangbediening, Here. Ek vra U dat U my sal lei na dit wat U vir my instoor het, Here. So het elke ene hier vanmôre 'n begeerte, 'n behoefte. Maar my eerste ding, touching Jesus. Touching Jesus, touching Jesus, touching Jesus. Oh, touching Jesus is all that matters. Dis 'n oomblik van ontmoeting, Here. Hoe bid ek dat U liefde nou sal uitgiet in elke hart, Here. Werk in lewens, Here. Here, U oortuiging van sonde kom met liefde, Here. Ek weet, wat is dit wat ek ook moet uitsorteer? Ek weet, Here, en U Gees sal my die krag gee. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Dankie, Here.
Halleluja.